Goeiemôre al julle pragtige mense hier op die 16de Maart maandagoggend. En ons gaan nog so 'n rondom talie doen met Siener van Rensburg. So kom ons kyk wie kom almal op. Baie welkom by 'n video van die Federale Alliansie van Suidelike Afrika. En soos julle nou teen hierdie tyd weet, ons maak hierdie video's om bewustheid te bring onder die mense oor nie net wat in Suid-Afrika gebeur nie, soos deur al die video's wat ons gemaak het van koffie met brood, maar ook om vir die mense te wys dat daar verandering kan wees, jy weet. En ons gaan vandag 'n bietjie kyk na Siener in die kerk. Siener in die kerk is 'n boek wat ek geskryf het deur aanleiding van deur die Heilige Gees, waar ek sekere elemente, soos wat ek gelei was, neergepen het, en die kennis wat ek gehad het, en nog steeds het in die boek toe geskryf het. So kom ons kyk wie kom vanoggend op, en ons doen iets heeltemal anderste. Johan, wat sê jy? Wat sê jy vanoggend? Hoe lyk dit daar in jou dorp? Ons moet weer Kroonstad die kroon maak, né? Stem jy saam? Ons moet Kroonstad weer die kroon maak, man. Daar's soveel werk daar buite. Daar's regtig waar soveel werk daar buite. En ek het nou, so 2 maande terug, het ek 'n studie gedoen oor hoe om stede op te tel. Hoe om stede te verander. Hoe om stede so semi-tegnologies en semi soos wat ons ken, in een te bring. Nie net tegnologies nie. Daar stede wat net tegnologies is. Ons soek nie dit nie. Ek soek nie voertuie op strate wat nie deur mense beheer word nie. Ek soek nie dit nie. Ek dink is baie gevaarlik. En jy is gebonde aan die spoed van die voertuie voor jou. Jy is gebonde aan die roete wat daai ding vat. Jy weet, so ek is nie te vinde vir dit nie. Daar sê, ek dink Loftie het opgekom, en ek ken nie daai profielfoto nie. Peru, goeiemôre. Wat sê julle almal? Dis tyd dat ons verandering bring, né? Ons praat dit al lank, maar dis tyd. Dis regtig waar tyd. So vanoggend gaan ons 'n bietjie kyk na Siener in die kerk, ou Loftie. Ons gaan 'n bietjie kyk. Dis 'n boek wat ek geskryf het so 'n paar jaar gelede. Ja, dis nou al 'n hele klompie jaar gelede. Maar daar is baie goed wat in Suid-Afrika gebeur. Daar is baie goed wat in die wêreld gebeur. Die Iran-oorlog, wat Trump nou sê, hy het kamstig gewen alreeds. Ja, wat het my seun gister vir my gesê? 15.000 teikens of 150.000 teikens wat hulle gebom het. Jan, goeiemôre. En jy weet, dit maak hulle nou sterk en kragtig, en hulle het oor die 60 skepe gesink, 50 vlootskepe en meer as 10 ander skepe wat myne kan lê en al sulke goed. En voordat ek hierdie stuk begin, wil ek net vir julle ietsie sê wat ek nou in gedagte gehad het die afgelope klompie dae, nie weke nie. Ek het ek het dit verlede week geskryf op die Boere Adviesraad en op die Vriende van die Adviesraad. Het ek hierdie geskrywe, maar ek het dit 'n klein bietjie verander. Anton, wat sê jy? Peri, wat sê jy? Goeiemôre julle. Ek het dit klein bietjie verander, en dit is die sê ding wat ek nou neergeskrywe het hierdie. Hierdie is deur Broodryk geskrywe, deur niemand anders nie. Ek het hierdie geskrywe. En as julle ooit eendag, as julle kinders 'n boek skryf oor my, dan kan hulle hierdie insit. Maar in elk geval, kom ons kyk gou so, in buitengewone tye. Ons lewe nou in buitengewone tye, né? In buitengewone tye, wanneer die buitengewone gedoen moet word, verg dit buitengewone mense. In buitengewone tye, wanneer buitengewone dinge gedoen moet word, verg dit buitengewone mense. En jy moet jouself afvra, as jy een van daai mense. Is jy een van daai mense wat bereid is om alles op te offer? Is jy bereid om alles op te offer?
En as jy bereid is om alles op te offer, om die buitengewone te doen, dan staan ek saam met jou skouer aan skouer. Dan het ek jou rug, want dan weet ek jy het myne. So kom ons kyk 'n bietjie na die kerk in Oom Siener. Nou ek skryf hierdie in die eerste persoon, Mani, van julle het al my boek gelees al. Goeiemôre Mani. En van julle het nog nie. Maar ek wil hierdie vir julle lees en dan gaan ek oor stukke gesels. Julle het nou saam met my 'n paar weke gedoen van Siener en die simboliek en waar seker goed gaan plaasvind en dis meer. Maar kom ons kyk 'n bietjie dieper na hierdie dinge, want ons het boeregroepe, verskoon tog, boeregroepe, boeregemeentes, wat dink hulle dien die waaragtige God, en hulle dien hom nie. As jy nie die drie enige God dien nie, Vader, Seun en Heilige Gees, dan het jy 'n probleem. En dit is iets wat 'n ou kan debatteer op 'n ander dag. Maar kom ons lees dit uit Siener se mond uit. Né? Hier sit ek op my plaas te rietkuil en bepeins die dinge van gister. As daar iets is wat geweet moet word, dan is dit die een ding. Ek was anders. My begrafnis is teen die tyd amper verby, en ek is nog 'n kort rukkie gegaan om net vir oulaas te reflekteer op die dinge van gister. Sien, dit is vir julle wat agterbly baie belangrik. Die goed wat Siener neergeskryf het, is vir ons baie belangrik. Want soos ek tot vervelings toe al gesê het, dat wanneer 'n profeet se woorde waar word, glo in hom. Of nie in hom nie, maar die een wat hom gestuur het, né? Luister. Ek, Nicolas Pieter Johannes Jansen van Rensburg, was gebore op die 30ste Augustus 1864, te Rietkuil, naby Wolmaranstad. Verskoon tog. Ek was 7 jaar oud toe ek begin skool, maar net 20 dae later, toe kort pa 'n veewagter. Dit was die einde van my skool. My ma het besluit dat ek ten minste moet leer lees en skryf, en in die poging het sy haar na haar Bybel gewend. Dis hoe hierdie verhaal begin, mense. Dit begin met die woord van God. Dit was in die begin maar moeilik. Ek het my moeg gesukkel, maar die woorde van die Bybel het my so aangegryp, dat ek voortgebeur het met die lees en skryf. My ma het voorgelees, en wanneer sy klaar gelees het, het ons die moeisame tog begin. Dit het tyd gevat, ja, etlike jare, maar daar het 'n dag gekom toe ek self kon lees, en toe dit gebeur, was die lees einde niet. Op die plaas het ek gereeld na die nabye koppie gestap, Bybel onder die blad, en vir ure weggeraak. Ek het ook net die Bybel gelees. Ander leesstof kon ek eenvoudig nie lees nie. Ek was gewoond aan die Bybelse letters, en daarom kon ek en het ek net Bybel gelees. Maar daar was iets anders. Dit is vir my baie interessant hoe Vader hierdie man gevat het en hom 'n prentjiesmens gemaak het. Hy kon nie na ander tipe letters lees en dit verstaan nie. Hy kon nie. Jy kon 'n koerant voor hom neersit, hy kon dit eenvoudig nie lees nie. Maar as hy na sy Bybel gekyk het, dan die woorde soos prentjies uitgestaan. En dan het hy presies geweet wat daar gestaan het. En dis hoe Vader begin het met hierdie jong man, om vir hom op te lei in dit wat vir God belangrik was. Dit was dieselfde met Jeremia gewees, né? Môre Johan, dit was dieselfde met Jeremia gewees. Toe Jeremia 'n jong man was, ek dink hy was 13 jaar oud, 10 of 13 jaar oud, toe roep God hom, toe sê God vir hom, Jeremia. Hy het geweet, daar's niemand om my nie, wie sê vir my Jeremia? Partykeer kan jy jou eie stem hoor deur Vader, jy het dit geweet, of jou eie naam, en dan roep hy jou, en dan moet jy antwoord, hier is ek God, hier is ek Vader. Toe vra Vader vir Jeremia, wat sien jy? Toe sê hy, ek sien 'n tak van 'n amandelboom. Toe sê jy het goed gesien, want ek waak oor my woord om die dinge te doen wat ek moet doen. Ek waak oor my woord. Vat Iran byvoorbeeld nou, op hierdie stadium. Jeremia 49 vers 34. Elam. God vernietig vir Elam. Elam is die suide van Iran soos wat ons dit ken, die hele suidelike gebied, waar Susa die hoofstad was, Teheran. Nee? God waak oor sy woord om dinge uit te voer. André, goeiemôre.
En so het hy ook vir Siener opgetel en opgelei. En hy het vir Siener 'n profeet gemaak. Hoe? Deur vir Siener te kry om net sy Bybel te kon lees. Wat sien jy? Wat sien jy? Nou, ek gaan sekere name noem en dan is dit daardie mense wat praat. Alright, so Siener praat, sy ma praat, Boy Moesman praat, 'n klomp verskillende. Sal kyk hoe ver ons kom vandag. Oom Dominee. Mevrou van Rensburg, u en u seun lyk darm maar wragtig baie na mekaar en julle karakters is ook so. Dis regtig merkwaardig en almal kan dit sien. Dominee het net sy kop geskud terwyl hy en ma gepraat het. Ma, die rustige dog sterk vrou sê toe, dankie Dominee. Ek weet dit en ek glo Niklas sal eendag 'n groot bekende prediker word. Vader het hom immers 'n skaapwagter gemaak en hy kan al die Bybel vlot lees en kan lang gedeeltes onthou en resiteer. Dis die inleiding van Siener. Skaapwagter, ken sy Bybel. Dis al wat hy ken. Hy ken net praat met God, dis al wat hy ken. Né? Siener. Dominee het net na my gekyk, weer sy kop geskit en glimlaggend afskeid geneem. As hy maar geweet het, ek was anders. Ek het geweet ek was anders. Ek het nie saam met die ander seuns gespeel nie en hulle het dit snaaks gevind. Vir my was dit 'n mors van kosbare leestyd. 'n Mors van tyd met Vader. Ek het geweet ek was anders. Die keer toe daar berigte was dat swart bendes weer plase roof en mense moor, is dit nie in ons tyd nou so nie. Ma wou na 'n nabye buurman se plaas toe vlug, maar ek het vir haar gesê sy het niks gehad om te vrees nie. Die bendes sal ons verby, en hulle het. Ma het geweet ek was anders. Daar was ander wat geweet het ek was anders, soos kaptein Nieuwenhuis en my goeie vriend generaal Koos Delery, maar my hart skeer nou nog wanneer ek aan my generaal en sy goeie vrou Nonnie dink. Dan is daar natuurlik my jong goeie oorlogsvriend vanuit die rebellie se dae. Ja, Boy Moesman. Boy is so getrou. Hy ry baie myle om by my te kom draai. Hy sê hy het 'n taak. Hier waar ek sit en kyk oor Rietkuil, draai my gedagtes ook na my mooie Annie Kreer, wat 42 jaar gelede vir my ja gesê het. Dis 10 kinders later en baie geduld met my. Vroukie het verstaan wanneer ek met Bybel verdwyn het, maar sy kon nooit die siener in my verstaan nie. Dan was daar Jannie Lategan en sy familie. Sy geselskap het ek baie waardeer en ons was goed bevriend. Bygesê was daar die wat te hardkoppig was en of te skepties was om te verstaan, soos generaal Kemp. Die arme man het geglo ek ondermyn sy gesag en het my amper geslaan. Hierdie is historiese feite wat ek vir julle lees. Generaal Jan Smuts, die hond met die geel leiband, wou my net die hele tyd onder huisarrest hou. En dan was daar Dominee Servaas Rousseau. Ek vat eers gou 'n slukkie koffie. Ek hoop julle vind dit interessant. Dit was 1920. En ek was in die bediening te Kaapstad by die Nuwe Kerk. Dis nou die dominee, die dokter Dominee Rousseau, né? Ek het gaan kuier by my swaar Dominee Esterhuizen van die Delery gemeente. 'n Seun van generaal Delery en ander het my begin vertel van die ou meneer van Rensburg en sy visioene. Ek was so beïndruk met die gevolg dat ek spesiaal na hom gereis het. In my geselskap was ouderling C.A. Gagiano en diaken C.G. van der Merwe. Hulle was ook albei van Delery. Ons het die grootste deel van die dag by meneer van Rensburg deurgebring en die namiddag by hom aan tafel geëet. Dominee, het meneer van Rensburg gesê, "U kan die tafelgebed doen, maar ek wil hê ek moet verstaan, ek laat nie elkeen aan my tafel bid nie." Is dit nie interessant nie? Toe vra ek hom, "Van waar dan die vertroue in my?" Siener, ek sê toe vir Servaas Rousseau, daar is 'n vreeslike kloof wat ons volk van mekaar skei. Hier het Siener al die profetiese woord aan die dominee geopenbaar. Hoekom openbaar hy dit aan die kerk? Julle ooit daaraan gedink? Daar is 'n vreeslike kloof tussen ons. Hy openbaar dit aan die kerk, want vandag het ons boeregroepe wat allerhande wit Israel visie leer twak glo. Omdat hulle eenvoudig nie hulle Bybels lees nie. Is net die studies wat hulle kry van verkeerde mense.
Maar in elk geval, daar is 'n vreeslike kloof wat ons volk van mekaar skei. Maar die gapende afgrond sal toeval, sodat ons weer na mekaar toe gaan en vir mekaar kan gaan kuier. Is dit nie iets om te bepeins nie, vir mekaar te gaan kuier. Maar waar ons twee staan, lê die walle teen mekaar. In ander woorde, hy en Rousseau kon dieselfde taal praat. Ek was gereformeerd en Rousseau was Nederduits gereformeerd. Daai jare was daar 'n verskil. Die honde het vanmôre nie eens vir u geblaf nie, en gisteraand het ek julle 3 al sien aankom. En wanneer ou so iets sê, dan wonder ou nou, sê hy dit nie maar net omdat hulle 3 daar was nie. Maar as jy kyk na al die ander dinge wat Siener gesê het, dan het hy nie net gepraat nie. Ek sien daar gaan in Europa groot moeilikheid kom. Hulle is daar soos 'n klomp krioelende slange. Daar is veral 3 grootes wat 'n dreigende houding om te pik aanneem, 'n bruine, 'n swarte en 'n gele. Die eerste een maak net al gifbekke oop en laat die tongetjie bewe, tog is te verboureerd om te pik. Wie was te verboureerd om te pik? In die Tweede Wêreldoorlog. In die Eerste Wêreldoorlog weet ek nie, maar in die Tweede Wêreldoorlog weet ek wie was te verboureerd om te pik. Dit was Pole en Spanje. En selfs Frankryk kon nie pik nie. Hy het probeer. Maar soos buffelhorings het Hitler vir Frankryk oorstroom. Die geelslang is Duitsland, want ek kan sien, hy is gekwes en spartel en krul hom. Maar hy sluk die kleintjies in, een na die ander. Dan swem hy oor 'n dam water en verswelg die kleintjies oor kan die water. Ek het daai met julle gedeel, julle weet wat dit beteken, hè? As jy nie weet nie, steek jou hand op. As jy nie weet nie, steek jou hand op. Hy is Tweede Wêreldoorlog. In ons land sien ek in die woelige tyd ossewaans en donkiewaans uit die suide optrek na die noorde. Die donkiewaans sak agteruit en die ossewaans word al meer en meer. Hulle word begelei deur perdekommandos en ek sien u op een plek op die voorpunt. Hierdie het hy geprofeteer, sonder dat hy geweet het wat sou in die geskiedenis gebeur. En ek net kyk of dit uitkom. In Kaapland sal dit bondspanne wees, maar oorkant die groot rivier, pronkspanne, rooi Afrikaners, wat met hulle horings teen mekaar sal speel. Dan sal hulle by die duisende en 10.000 ergens noord van Lichtenburg by mekaar kom, van alle kante. Ja! Dit sal die grootste byeenkoms van die Afrikaners in ons volksgeskiedenis wees. En dit sonder dat die volksleiers die volk daartoe sal roep. Nou, dit maak nie saak wat ek doen met die Volksraad of met die adviserende raad of die vriende van die adviserende raad nie. Hierdie woord gaan so waar word. Dit sal die grootste byeenkoms van Afrikaners in ons volksgeskiedenis wees. En dit sonder dat die volksleiers van die volk daartoe sal roep. Let op, hy sê nie boere nie. Hy sê Afrikaners. Die gedagte van boer was vanaf 1905 tot en met hierdie tydperk nog besig om te spartel. So moet nie die gemors glo van 'n Let's Pretorius en daai ouens nie. Hierdie kom uit die mond uit van die profeet. Jare later moes Dr. Rousseau erken dat wat ek daai dag gesê het letterlik op Swellendam gebeur het. Wat het op Swellendam gebeur? As julle in ons geskiedenis onthou, was Dr. Rousseau een van die manne wat weer 'n groot trek gereël het. Wat uit Kaapstad begin het en Pretoria toe gegaan het. Dit is in ons geskiedenis. Rousseau het dit gedoen. Of hy was deel van die hele storie. Ek sê vir hom, die volk sal dinge in sy eie hande neem, en die wat nie wil pad gee nie, trap hulle dood. Dan sal daar 'n groot stilte heers net voor die storm, wat geweldig maar kort van duur sal wees.
Daar sal een emmer bloed omval en daarin sal ons vlag gedoop word en die bloedvlag sal dan wapper oor 'n vrye volk. Die bloedvlag. Nie die boerevlag nie. Die bloedvlag. Rousseau het net vir my gesit en kyk. Ek het geweet dat in sy gedagtes aangaan. Van watter vlag praat die man? Is hy werklik 'n profeet? Is daar nog profete in die kerk? Hy praat van verdorde mielielande. Rousseau was 'n goeie man, maar hy het skepties weggegaan. Ek gaan nog so 'n stukkie vir julle lees. Siener, Boy Moesman, ek sê vandag vir jou, ek weet as die wêreldomstandighede selfs in die kerke so de mekaar is, dan sal die een sê, hy oom Klaasie het so gesê, en die ander sê, oom Klaasie het so gesê. Is dit nie wat gebeur het nie? Hoeveel van julle het na daai Japie van McDowell se nonsens geluister? Waar hy letterlik sê, hy sê dit, hy sê, en Siener het so gesê, en Siener het so gesê, en Siener het so gesê, en Siener het so gesê. Het julle dit al geluister? Klomp bog wat hy ou praat. En niemand sal kan vasstel wat oom Klaasie wel gesê het nie. Dis wat Siener vir Boy Moesman gesê het. Dis die rede hoekom ek nie die slang se kop of stert sien nie, want alles is deur mekaar. Vertel jy maar verder, Boy, vertel die mense ek was anders. Boy Moesman. Tot en met sy dood was die Bybel die enigste boek wat my vriend ooit gelees het. Oom Klaasie was wel baie ouer as ek, en ek het dit gerespekteer. Die oorlog het gemaak dat ouderdom vergeet was, en vriendskappe al was wat getel het. Nee, vriendskappe. Vriendskappe is al wat moet tel, mense. Oom Siener het dit duidelik gestel, dat ander leesstof nie 'n mens geestelik kon versterk nie. Vir 55 jaar het Siener vriend en vyand verras, met sy kennis van wêreldgebeure, en dit net deur sy Bybel te lees. Hy het selfs vertel dat wat in die toekoms sou gebeur. Hy het genoem wie werklik die Ossewa brandwag sou stig, en dit het eers 12 jaar na sy dood gebeur. Hy was 'n profeet soos van ouds, en hy het nooit geld gevra nie. Wat sê dit vir ons? Hy het geglo dat 'n mens 'n lewe moet lei in totale eer van God. Baie van sy profetiese redes het met skrif gepaard gegaan. Nadat ek al my vriend se visioene gelees het, het ek verklaar dat hy soos 'n tweede Johannes was. 'n Johannes wat 'n tweede openbaring ontvang het, maar meer 'n openbaring oor sy geliefde Afrikaner volk. Sien, hy sê nie boervolk nie. Ek kon so Salomo van oud sê dat dit die maak van boeke daar nie einde is nie, na gelang van al die visioene wat ek kon afskryf, opspoor en ontvang van sy dogter en ander. Elke Afrikaner, ryk of arm, moet Siener se visioene lees. Vir die Afrikaner is dit soos dit vir Israel was toe hulle gesê het, kom ons gaan hoor wat God sê, kom ons gaan hoor by die Siener. Ek sal verder praat my vriend, maar raad my toe om eers vir Johannes Gagiano 'n spreekbeurt te gee. Johannes het as kind saam met sy pa, die ouderling Sia Gagiano, jou dienste bygewoon. Ja, dieselfde Gagiano, wat saam met Servaas Rousseau vir jou kom kuier het. En soos wat ek hierdie goed lees, ek beloof julle, ek kry so hoendervleis. Soos wat ek hierdie goed lees. En vir my is dit 'n teken dat Vader deur hierdie man gewerk het. Absoluut. En Vader het sekere mense bymekaar gesit, om seker te maak, dat ons net sekere van Siener se profetiese woord kon neerskrywe en lees en sien en dit bepeins. Nie alles nie, want daar was baie van sy goed wat weggeraak het, deur Jan Smuts en die Ossewa brandwag. Daar's baie goed van sy goed wat verdwyn het, wat iewers in 'n argief gebeure is. Ek weet julle, ons gaan dit eendag kry. Wat is die kans dat ek glo ons gaan dit kry, man, né? Ek glo ons gaan dit kry. Maar is nie nodig dat ons dit kry nie. Ons het alreeds die prentjie van wat moet gebeur. Nou het ons vandag gelees dat die Afrikaner volk, mense, die Afrikaner volk, bestaan uit die boere, die Afrikaner boere en die boere, of die boere Afrikaner en die Afrikaner. En ek gee nie om wie sê wat nie.
Alright? Ek gee nie om wie sê wat nie. Dis tyd dat die kloof tussen ons moet toemaak. Dis tyd dat ons by 'n punt kan kom en sê waaragtig, gaan ons laat hierdie land nou van ons totaal in chaos en anargie en al hierdie gemors inval. Gaan ons dit toelaat? Of gooi ons maar net al hierdie goed op een ou se skouers? Laat hy dit maar doen. Kom ons kyk of hy dit gaan regkry. Maar soos wat ek verstaan, gaan Vader die Afrikaner by mekaar bring in Lichtenburg. By hulle duisende. Julle ouens wat in die Kaap bly, julle hoef nie op te kom nie, want julle sal ons by Prieska kry, wanneer die tyd kom. Jy sien, ek praat nie net hierdie goed nie, ek glo hierdie goed. Ek glo hierdie goed. Wanneer gaan dit gebeur? Wanneer die nagte lank raak, na die geelperske reëns. Ek het altyd gedink is in die geelperske reëns, maar ek het beter verstande gekry van hierdie goed. So wat sê dit vir ons? Dit kan enige iets in Augustus en in die wintermaande gebeur. Of in, wat het ek nou gesê, Augustus, herfs en in die wintermaande. Ja, miskien het ek nou vooruit gepraat, ek weet nie. Maar wanneer die nagte lank raak, dan ewe skielik kom ons by mekaar. Dit is nie 'n mensgemaakte ding, dit is 'n goddelike ding. Die profetiese woord is nie mensgemaak. Geen mens kan uit homself uitpraat nie, sê die Bybel. Jy sien, daarom is daar sekere mense se profetiese woord wat eenvoudig net nie waar word nie, want hulle praat uit hulle self uit. Ek het so lanklaas van haar gepraat, daai een vrou wat na Siener ook begin probeer profeteer het. Ag, nie een van die goed het waar geword nie. Hulle het Kamsdag gesê, sy het gepraat van die nag van die lang messe en sulke gemors. Daai was 'n intelligensieoperasie geloods deur die nasionale party regering. Daai was nie 'n profetiese woord nie. Daar is in ons tyd Deborah de rigtingloos. Party mense glo die goed wat sy sê. Maar ek kom sê, wanneer het die tsunami nou die Kaap getref? Wat nou 2 jaar terug in Januarie moes plaasgevind het. As enigiets gebeur, of nie gebeur nie, wat iemand profeteer. As enigiets nie gebeur nie, wat enige iemand profeteer, is daardie persoon 'n valse profeet. En alles wat Siener gesê het in die Anglo-Boereoorlog en in die rebellie, het alles waar geword. Selfs dit wat Dr. Rousseau gedoen het, 12 jaar later, te Swellendam. Ek dink dit was 12 jaar later. Te Swellendam. Die oproep is besig om uit te gaan, stadig maar seker. Daar is 'n roering in mense se harte. Ons kan nie meer so aangaan nie. Ons kan nie meer so aangaan nie. En wanneer ek praat met ouens, jy weet, ek praat met ouens soos op die adviesraad en op die, wel nie, ek het nou, wanneer laas ek het verlede week laas een keer iets gesê op die adviesraad. Maar wanneer ek praat op die vriende van die adviesraad byvoorbeeld, en ek lees wat die ouens sê, dan vra ek die vraag, maar het ons nie 'n vergadering gehad nie? Het ons nie seker goed bespreek nie? Het ons nie seker goed besluit nie? En dan is dit maar soos die ou masjien wat net draai en draai en draai, en ons kom nie by die dinge uit nie. Hierdie gaan nie 'n mensgemaakte storie wees nie. Wanneer dit kom by die profetiese woord, het jy 2 keuses. Jy los dit, of jy stap dit uit. Daar's niks in betweens nie. Wel, jy kan dit los om dit later uit te stap, solank die 2 by mekaar kom. Jy kan dit los om dit later uit te stap. Nee? En ek lees hierdie boek vir julle, sodat julle kan sien waar
die geskiedenis en die goed, hoe dit alles mooi saamvloei met die dinge wat ek vir julle vertel het, wat uit Siener se mond uitgekom het, en sy skryf is van sy dogter, en so aan. By wyse van die mense wat het gehoor het, wat het beleef het, wat daar was, getuienis was, getuies, en getuienis gegee het. So, wie soek verandering, man? Soek julle verandering? Of is die status quo fine? Jy weet, die feit dat daar elke nou en dan nie elektrisiteit is nie, ons water word afgesit, Johannesburg veral is 'n gemors, nee, die Cape Flats is 'n gemors, met die bendes, ons regering is absoluut 'n gemors, en hulle word absoluut as varke beskou deur die muishonde beskou deur die res van die wêreld. Op 'n stadium was dit eers die boer wat die muishond was. Hy moet maar een kant toe staan, dat die ander net hulle koppe kan uitsteek, en dan kan die boer weer opkom. En daar's 'n manier om dit te doen. Julle ken nou al die manier as julle na my geluister. Daar's 'n manier. Soek ons werklik verandering. Bid julle goed, bid julle hierdie goed. Vra julle vir Vader om dit te bewerkstellig. Of is dit maar net si kom sa? Hoe het my pa het gesê, si kom sa. Laat Gods water oor Gods akker vloei. God sal dit doen. Die probleem is, Vader gebruik altyd mense om dit te doen. Hy gebruik mense. En geloof sonder werke is dood. Jy kan nie iets glo en niks doen daaromtrent nie. So, staan saam met die Federale Alliansie van Suidelike Afrika. Kom ons beywer vir 'n beter toekoms. Ons weet wie ons vyande, ons rugstekers, die wat op ons rug probeer ry, om te doen wat hulle probeer doen. Die Rob Hertzofs, en die Roetse, en die Groenewalds. Al hierdie ouens is eintlik verraaiers. Was altyd verraaiers. Trek nou net ander klere aan. Trek nou net 'n ander baadjie aan, om mooi te lyk, sodat die ou masjien maar net kan aangaan, totdat ons vernietig is. Maar ja, toe, dis genoeg van my vir 'n maandagoggend. Ek het dinge om te doen hierdie week. Julle moet 'n fantastiese dag verder hê, en 'n fantastiese week hê, en ons is vryburgers, dan is ons boere Afrikaners en Afrikaners. En is dit nie maar soos wat Siener gesê het nie, en soos wat ander beaam het nie, ons is eintlik maar 'n Afrikaner volk. 'n boervolk, 'n boer-Afrikaner volk en 'n Afrikaner volk, en eintlik maar net, soos in die begin was, 'n Afrikaner volk. Praat nie van mense wat dit Afrikaans praat nie. Dis hier in die hart. Dis in die hart. Daar is hy. Wat sê? Ou Perry sê hy die verkeerde van. Nee, ou Perry, ek ken jou. Jou hart is reg. Maak nie saak van jou van nie. Jou hart is reg. Alles seën vir julle, en saam met God maak eendrag mag. Daar is nie 'n ander manier nie. Alles wat mooi is. En net toe ek die knoppie wou druk, toe sê die ding vir my, slow connection, daar is hy.